Kan jy jouself net indink, en dis eintlik vir julle wat ek hierdie sê, is kan jy jouself net indink as daai kinders, en dit hoef nie noodwendig net Oeverkruin toe te wees nie, maar kom ons sê, al daai kinders split en helfte van hulle gaan Oeverkruin toe en helfte van hulle gaan Montana toe. Hoe sterk hierdie twee hoërskole gaan wees. En dit hoef nie noodwendig, ek praat nie nou net oor die wit kinders en die Afrikaanse kinders nie. Ek praat van almal, die omgewingse kinders, ons het hierdie ongelooflike sterk kids. Maar 90 of 80, ek sal so ver gaan as om te sê, seker 80% van die talentvolle, die hoë appels, die cream of the crop, gaan nou ooste toe om skool te gaan daar. Jy gaan raak gesien word. Ja. Dit is op die einde wat jy daarvan maak. Yes. En ek dink baie keer, ek wil dit dalk ook noem, ek dink baie keer mense verwag 'n skool met 'n sekere prestasie bereik, maar hulle besef nie wat is die invloed van leerders waarmee ons werk nie. Ja. Jy is dalk 'n SA kampioen. Maar ons het nie SA kampioene by Oeverkruin, kom ons noem dit so. Maar jy is nie hier nie. As jy hier was, het ons 'n SA kampioen gehad, want jy is hier. Jy maak die verskil. Dis nie Oeverkruin nie, dis jy. Dis soos 'n kerk se gebou. Mense in die kerk is eintlik wat dit maak werk. En jy kan deel wees van 'n gemeenskap, jy kan deel wees van 'n groter prentjie as net jouself. Ek het op hierdie ding, en dit is nou op 'n so 'n bietjie dalk bietjie meer van 'n geestelike noot, het ek nogal lank gestoei met hierdie idee van as jy weet, groei waar jy geplant is en al daai goeders. En ek het so 'n bietjie gestoei met dit. En as jy nou na Bybelse voorbeelde kyk, dan is dit nie noodwendig 'n Bybelse Julle, goeiemôre, welkom terug by nog 'n episode van die Hansman Show. Vir die van julle wat my nie ken nie, ek is Adrian Skeepers. Ek is die gasheer van hierdie kanaal en vir die van julle wat my ken, welkom terug. Is lekker om julle en die nuwe gesigte hier te hê. Vanoggend het ons 'n baie spesiale episode en iets wat 'n baie spesifieke doel het en ek gaan vir julle vinnig 'n bietjie agtergrond gee oor hoekom ons hierdie doen. Nou bloot die rede, daar's twee groot redes. Die een is, en seker maar die fundamentele rede van hoekom ons hierdie doen is, want die skool wat ons vandag gaan bespreek, is my ou skool. Ek kom uit die stoele uit, gestoelte soos hulle sê, van Oeverkruin Hoërskool uit, en ek het in 2005 daar gematrikuleer. Klink akelig om te sê, dis 21 jaar terug, maar ek het 21 jaar terug gematrikuleer aan Hoërskool Oeverkruin en ek het gemajor in rugby. Dis al. Ek het nie presteer in akademie nie, maar ek kon. Ek wil net dit sê, ek kon gepresteer het in rugby. En ek sê dit nou want die persoon wat saam met my is, het vir my skool gehou toe ek graad 8 en graad 9 was. En toe het ek gekies om nie afvak vorentoe aan te durf nie, want ek was te lui. En dit is maar net die eerlike waarheid, die reine waarheid. Maar ek het 'n liefde gehad vir die skool en ek het nog steeds 'n liefde vir die skool. Hierdie skool sit nog steeds in my gemeenskap. Oeverkruin is letterlik 'n blok van my af. En die skool het nog altyd vir my, selfs voor hoërskool, tydens hoërskool en na hoërskool het ek nog altyd hierdie ongelooflike potensiaal gesien in daai skool en daarom het ek besluit om Hoërskool Oeverkruin toe te gaan, ten spyte van my pa wat my affies toe wou stuur, omdat ek 'n goeie rugbyspeler was, het ek Oeverkruin toe gegaan en ek het 'n wonderlike tyd daar gehad, wonderlike mense ontmoet en tot vandag toe ken ek nog van die onderwysers en van my skoolmaats en ja, selfs nuwe ouens wat nou daar betrokke is, wat die skool wil vorentoe vat. Oeverkruin het 'n doel om die aangesig van die skool in die publiek te verander. En ek het dit goed gedink na ons inligtingsaand bygewoon het by die skool wat wonderlik was, wat die hoof en die twee onderhoofde vrae beantwoord het, net soos 'n Q&A, soos hulle sê,
gedoen het ek hulle genooi om op die show te kom en die goed wat hulle daar gesê het, laat ons dit hier kan bespreek en laat mense kan sien wat die skool se vooruitsigte, se drome, se ambisies is vir die skool, wat ek dink wonderlik is, maar die tweede rede kom ek nou eers by, en dit is die hoofrede eintlik, is iets wat Heinrich ook, wat ook op die show is vandag, gesê het, is hy het gesê, hierdie is God se skool. En vir my is dit die eerste prys. Vir my is dit die belangrikste rede en die hoofrede hoekom ek hulle genooi het om op die show te kom, want dit is natuurlik die fondasie van ons show, is geloof en Christelike waardes. En toe hy dit sê, toe ek net soos, ek kan agter hierdie visie inklim. Want dis nie 'n visie van, dis nie 'n menslike visie nie, dis 'n goddelike visie, dis 'n geestelike visie en 'n koninkryksvisie as ek dit so kan stel. So vandag verwelkom ek dan die hoof, juffrou Haasbroek, Helene Haasbroek en vir Heinrich Enslin. Baie welkom julle. Heinrich, lekker om jou iets te sê. Juffrou, lekker om juffrou hier te hê. Dis regtig 'n voorreg vir my om julle te verwelkom en ek sien uit na die gesprek. Nou julle ken die drill, of vir die wat nou al 'n paar keer hier was, julle weet ons gesels, julle is welkom en as julle enige verdere vrae het, asseblief, los dit vir ons in die opmerkings. Juffrou Haasbroek en meneer Enslin gaan die goeters dophou en hulle gaan ook kyk en hulle gaan ook self vrae beantwoord daar. Is ek reg as ek dit sê? Laat ons hierdie ding mooi saam aanpak. En ja, ons sien uit na hierdie gesprek. Ek het 'n paar harde vrae wat ek hulle gaan vra en dit is die vrae wat hulle kry op 'n daaglikse basis. So vir julle is dit dalk nie meer sulke harde vrae nie. Maar ek dink dis die moeilike vrae wat mense graag wil hoor. Maar ja, ek dink net om die formaliteite uit die pad te kry, as juffrou self graag wil voorstel en 'n bietjie agtergrond gee en dan Heinrich en dan kan ons in die vrae inklim. Goed, nee, baie dankie ook Adrian vir die geleentheid. Jy sê nou jy het nou 'n tikkie of 'n rukkie terug by Oeverkruin gematrikuleer. Ek is al van 1991 af by Oeverkruin, so dit is regtig 'n leeftyd. Ek spot altyd om te sê daar's min teels wat nie opgelig is in Oeverkruin wat ek nie weet wat daaronder aangaan nie. Maar ek dink die feit dat 'n ou ook so lank al by die skool is, van 1991 tot waar mens nog in 2026 is, moet tog ook iets beteken. Jy is 'n onderwyser in murg en been. Hoekom sou jy dan nie geskuif het ook van 'n skool na 'n ander skool om jou beroep te kon gaan uitleef het nie. So die feit dat ek 'n gebore onderwyser is en ek was dit by Oeverkruin, beteken die skool was vir my ook goed gewees in terme van, omdat dit 'n waardegedrewe skool is, omdat dit 'n skool is by wie ek aanklank kon gevind het en waar ek my karakter kon uitgeleef het. En daarom was dit vir my nooit nodig om te skuif na 'n ander plek toe nie. So vir die ouens wat in die gemeenskap dalk baie deur die klasse ook gedraf het, ek is eintlik 'n rekeningkunde onderwyseres. In my hart klop 100% reg, nog altyd gesê kies reg, kies reg. So bietjie nou geskuif uit die akademie, maar ek sien baie uit vir die tyd wat nou voor lê ook, om die skool in 'n nuwe rigting te kan vat en soos wat jy gesê het ook, die rigting is om die skool te vestig in 'n gemeenskap vir 'n gemeenskap. Ek hou baie daarvan. Heinrich. Ja, ek is Heinrich Enslin, as ek dit so kan sê dan. Is die sporthoof tans by Hoërskool Oeverkruin en is nou al 10 jaar daar. My droom was eintlik maar altyd om in sport betrokke te wees. So ek het eers begin met my studies as sportwetenskaplike en klaar gemaak op die PUK en toe ek van daar af na 'n skool toe in Rustenburg waar ek as sportwetenskaplike opgetree het. En baie interessant hoe die hele toe my rigting heeltemal omgeswaai het om eintlik meer in die klas ook meer met kinders betrokke te wees. Dit het toe nou so uitgeloop dat ek eintlik maar onderwyser word, LO meneer. Tog maar met nog steeds die fokus op sport. En met die liefde vir die hokkie eintlik meer. En eventueel toe by Oeverkruin opgeëindig. Soos juffrou nou sê, sy is nou van 1991 daar af. En wou nooit eintlik die behoefte gehad om weg te skuif van Oeverkruin af, want mense voel jy pas in daar.
hy storie lyk so bietjie anderste. En jy sê dis God se skool, of ek het gesê dis God se skool, en ek sê dit met 'n baie ernstige en deurdenkte rede. Ek het myself op 'n tyd gevind waar mens gevoel het 'n mens stagneer in my sport, want dit is eintlik maar waartoe ek werk, is om hoë kaliber hokkie ook te kan afrig. En op 'n stadium gekom waar ek vir die Here gevra het, Here, as U wil hê ek moet by Oeverkruin bly, gaan dit nodig wees vir my om die hokkie op 'n hoër vlak te kan hê. Maar om dit te doen het ek nodig om 'n astrobaan te hê. Ek dink meeste mense ken seker nou al die storie, en dit maak nie saak waar dit vandaan gekom het nie. Ultimately kom dit maar van die Here af. En dit was skaars 'n maand later, ons het onderhoud gevoer, of ten minste 'n gesprek gehad met 'n maatskappy, en hulle het onmiddellik dit omgeswaai en gesê, luister, die enigste manier ons hierdie gemeenskap kan red, of kan help, is om my Esther te bou. Eers onwerklik gevoel, en toe kom jy besef dat eintlik is die Here besig om baie ernstig met my te praat. Om vir my te sê dat hou op twyfel, hou op wonder, hou op om dit self, jy het dit gebid ook. Hou op die drome vir jouself te hou. Gee dit vir my. En dit het 'n werklikheid geword. En ek het net besef dat die Here het my en my vrou en my kinders hier geplaas vir 'n rede. In hierdie gemeenskap by Hoërskool Oeverkruin, vir wie ek baie lief is, want mens het soveel effort al ingesit hier. So ek kan met 'n rustigheid in my hart sê, met opgewondenheid met my, om te sê dat ek is by Hoërskool Oeverkruin en ek wil daar wees. Weet ons maak 'n groot verskil. En ek kan myself sien daar vir nog vele jare, want ek is nie meer besig met my eie werk nie, ek is nou besig met die Here se werk. Ek werk by Hoërskool Oeverkruin, en juffrou sê dit elke oggend. Hierdie is nie ons skool nie, dit is God se skool, dit is God se werksplek. So ek is so dankbaar en so bly om deel te kan wees daarvan. So in 'n neutedop, ek is 'n werker van die Here en ek werk by Hoërskool Oeverkruin. Ek love it. Ek love it. En ek dink ons het so 'n gesprek gehad in juffrou se kantoor 'n paar weke gelede, net so voor die vakansie, en ons het gepraat van ons is almal, geen nie om wat jou beroep is nie. Jou roeping is 'n disipelmaker. En dit is vir my, ek kan agter dit kom, verstaan? Ek kan daarmee instem en ek kan agter hierdie visie inklim en ek kan my plig doen om dit vorentoe te vat. Geen nie om hoe groot dit ook al of hoe klein dit ook al mag wees nie. So ek's opgewonde oor wat julle doen op die stadium by Oeverkruin. Ek weet nou beter wat juffrou se visie is en wat die sport se visie is, en ons het bietjie gepraat oor die kultuur. Ek sal graag 'n kultuurou persoon ook nog eendag wil kry om te gesels oor julle kultuurprogram. Maar ek dink die belangrikste goeders natuurlik die leier van die skool wat op die stadium dan juffrou is, en dan die sport, want ek het vir 10, 11 jaar vir die Bloubulle gewerk. En ongelukkig is dit so dat niks 'n skool verkoop so sport nie. As 'n skool, die skool kan vir 10, 20 jaar van bestaансjaar elke jaar 100% slaagsyfer hê, elke jaar 10 studente het wat 7+ onderskeidings het. Niemand gee werklik om daaroor nie, en dis ongelukkig die geval. Ek sê nie dit is 'n goeie ding nie. Ek sê net uit my ondervinding om met skole te werk, as jy 'n goeie sportprogram het, dan verkoop jy die skool die maklikste. En ek wil graag net vinnig by julle hoor, hoe voel julle daaroor? Dis dalk nie so 'n moeilike vraag nie, maar ek dink dit is seker een van die belangrikste vrae, want dis wat meeste ouers gaan vra. Kan ek gou daar so inkom, Heinrich? Ek weet jy's nou die sport ou, ek is definitief die akademiese ene. Ja, no offense, geen aanstoot. Nee, maar dit is 100% reg, maar ek dink tog as 'n ou gaan kyk, jy weet, na onderwys in totaliteit. Dan begin jy om te gaan kyk na 'n kind in geheel. Ja. Jy kyk holisties na 'n kind. Ja. En ek bedoel, dit bestaan uit liggaam, siel en gees. So, en dan tweedens is dit ook, jy weet, as jy 'n gesonde liggaam het, het jy 'n gesonde gees op die ou einde. En 'n besige kind is op die ou einde 'n gesonde kind.
En dit is interessant dat ja, elke ouer glo dat sy kind gaan dalk die beste sportman in die wêreld word. En dit is ook goed om daai droom uit te kan lewe. Maar ek dink ook as die gemiddelde ouer gaan begin besef, maar weet jy wat, sport is op die ou einde die voertuig om vir jou na ander plekke toe te kan vat. Want ek bedoel, dit is waar jy die geleentheid ook kry om bietjie daai spangevoel te kry, om respek tussen jou spanlede te kry. Die feit van lojaliteit byvoorbeeld, van hoorie, maar ek kan wil nie opdaag vanmiddag by my sportgeleentheid nie, want dan drop ek eintlik my maat. So, dit gaan nie vir my oor die sportprestasie soseer as eerste plek nie, maar dis vir my presies dit wat jy sê. As jy nie 'n plek in 'n skool het waar sport belangrik is, waar 'n ouer kan weet, hoorie, maar my kind het 'n plek om deel te kan neem nie, want dit gee vir jou eerste vasstrapplek om te kan weet waar jy kan ontwikkel. Ek bedoel, as ek nie eers 'n beginplek het nie, dan weet ek ook nie waarheen ek op pad is nie. En ek dink dit is wat ons so geseënd maak by Oeverkruin, om soveel geleenthede te kan hê. Eintlik al wat 'n kind moet doen is nommer 1 daag op. En ek dink wat baie belangrik vir ons ouers is om hulle kinders uit die huis uit te kan kry en om seker te kan maak, maar kom wel by sport uit. En dit gee vir jou op die ou en soos wat ek sê, jy weet dat jy daai gevoel eers begin kry van as jy begin agterkom, hoorie, maar dit gaan goed in my liggaam. Dan begin dit ook goed in my kop gaan. En dit is wanneer jy ook daai volgende tree na prestasie toe begin gee, wat jou verder kan vat. En ek bedoel, dan daarna is die sky is the limit. Ek hou van wat juffrou sê, en juffrou het 'n ander ding gesê wat vir my baie belangrik was in daai gesprek wat ons in die kantoor gehad het, dat opvoeding, want juffrou sê nou, dis belangrik om die kinders uit die huis uit te kry. Ek stem 100% saam, maar daar's ook 'n baie belangrike balans in dit, in die sin van, en dit is wat juffrou gesê het, is die opvoeding begin by die huis. En dit is vir my net so belangrik, is om ouers laat hulle nie advantage wat, kan ek sê, van die feit dat die skool aktiwiteite aanbied en dit aanmoedig nie, maar dat die skool dit ook aanmoedig, dat die ouers tyd investeer in hulle kinders en daai belangrike waardes wat julle eintlik aanvul. Dis die skool se werk is eintlik aanvulling. Nie om die fondasie te lê nie, maar om aan te vul op die ouers se fondasie, en dit het ek baie van gehou, want ek is 'n groot voorstander vir, dis nie Heinrich se werk om my kind dissipline te leer. Presies. Dis my werk om hom dissipline te leer, en as ek my kind oorgee aan hom, dan word dit sy verantwoordelikheid om toe te pas dieselfde dissipline wat ek by die huis moet neerlê, maar ek dink in baie opsigte is die rolle bietjie omgeruil. En dan weer eens om terug te kom na sport, soos juffrou sê, daai tipe waardes is die goed wat jy leer op 'n sportveld. Kameraderie, dissipline, op tyd wees, al daai goeders, lojaliteit. En dit vloei eintlik so baie mooi uit die skool se waardesisteem uit. Uitnemendheid, lojaliteit, respek en al daai goedjies. So, wat wil jy bylas, man? Ek dink ek wil bysê is, en ek stem met juffrou 100% saam, die waardes van sport is so belangrik. Maar ek dink die gesondheid, jy weet, van iemand van buite die skool af, is dit die eerste plek waar mense kyk of 'n skool gesond is. Is hy kompeterend, of is hy presterend, of is hulle maar net deelnemend? Jy weet, daar's 'n verskil vir my. En om deelnemend te wees is reg. Dis 100% dit skep geleentheid. Kinders wat nooit die geleentheid gehad het nie, het nou geleentheid om te kan deelneem. Maar om kompeterend te wees beteken jy het 'n doelwit. Jy's gedrewe tot iets. Om presterend te wees is weer partykeer dalk 'n te. Jy weet, en dan begin ons, jy weet, 'n bietjie die fokus te verloor. En daar's niks fout met presterend wees nie, verstaan my reg, maar ek dink waar mense beter kan bepaal of 'n skool gesond is, holisties, is om kompeterend te wees. Om te weet wat is jou vermoëns,
verhoudings, wat is jou kapasiteit, en binne daai kapasiteit jouself te kan meeding met iemand anders. So iemand van buite af kan duidelik en definitief sien dat 'n skool gesond is as hy kompeterend is. Yes. En ek dink dis baie belangrik vir ouers om na te kyk. En dis hoekom jy sê, sport is die eerste plek waar mense kyk. Ekskuus vir Adrian, maar ek wil weer 'n keer ook inkom hierso by Heinrich, juis oor die ding van jy weet jy het vlakke waarop jy bou. Ja. Jy het of niks of jy is gesond. Daar's 'n balans. So met ander woorde, elke een het 'n plek om wel deelnemend te kan wees en deur deel te neem, soos wat ek net gesê het, kan dalk vir jou jy weet die idee begin gee van hoorie maar ek het dit nooit gedoen nie, maar ewe skielik doen ek dit en ek kom agter hoorie maar ek was nie bewus ek is eintlik goed hierin nie. Ja. En dan kom jy op 'n kompeterende vlak en dan kom jy op daai super presterende vlak. Yes. En ek dink in ons geval byvoorbeeld is juis die deelnemer vir ons in die eerste plek belangrik want dit kry jou kind uit die huis uit wat belangrik is. Yes. As jy vat hoe blootgestel deesdae kinders aan rekenaarspeletjies is, hoe vasgevang hulle word daarin. En kom net glad nie op 'n fisieke manier daar buite nie. En die ouers is so besig soos wat jy ook noem, jy weet jy's 'n primêre ouer, maar ek is jou sekondêre ouer. Yes. Maar tog in die dag vanaf die skool begin as hy skoolklok lui totdat hy weer 'n keer lui, is ek jou primêre ouer. Ja. En in daai tyd wil ek vir jou dan nou ook die gereedskap kan gee om vir jou te kan wys maar hoe lyk 'n gesonde mens. Yes. En 'n gesonde mens lyk nie gesond net op 'n stoel nie. Ja. 'n Gesonde mens het ook tekkies aan op die ou einde Yes. of jy weet En ek dink dit is wat vir jou op daai vlak op die ou einde en ek wil terugkom na die hele ding van die waardes dan nou ook. Ja. En ons het bietjie hierdie week ook en ek spring bietjie weg dan nou van die sport af maar ons met mekaar gesels ook oor weer 'n keer die woord wat beteken waardes vir ons. En my uitdaging aan die personeel was byvoorbeeld geweest, noem vir my, jy weet, een woord wat jy kan toepas in jou lewe en dit 'n waarde noem. En dit is 'n negatiewe woord. Ja. Jy kry nie so woord nie. Enige woord wat jy 'n value noem, kom eintlik uit jou etiese konteks uit. Ja. En dit maak die waarde en daai waarde kom dan uit Christelike grondslag uit. Absoluut. En dit is die rol wat ons by ons skool sien. Ja. Is om daai positiewe woorde, harde woorde, deursettingsvermoë. En deursettingsvermoë kom op die sportveld. Deursettingsvermoë kom op die geloofsveld. Deursettingsvermoë kom op die akademiese veld. Ja. Kom op jou om maniere te hê. Ja. En deursettingsvermoë is een van ons waardes. Ja. So Ek love it. dit maak op die ou einde dat jy 'n gebalanseerde mens is aan die einde van die dag. 100%. Net op juffrou Haasbroek se punt van waardes, want uitnemendheid is ek het met een van die ouers wat ook by die inligtingsaand was 'n gesprek na die tyd gehad en toe praat hy oor uitnemendheid, iets wat baie genoem was daai aand en ek het vir hom gesê maar onthou uitnemendheid beteken nie noodwendig prestasie nie. Uitnemendheid beteken om jou beste te gee in alles wat jy doen. Exactly, en dit pas eintlik nou baie mooi in by wat julle albei nou net gesê het, by wat jy gesê het van om te presteer op jou vlak, is 'n goeie ding. Dis nie noodwendig die doel nie. Die doel is nie net om te presteer op die vlak nie. En ek dink dit is dalk die volgende vraag is, want ek dink dit is iets waarmee hy spesifieke probleem gehad het, is julle happy om net B-bond te bly in atletiek? En toe sê ek nee, ek dink nie dit is wat hulle bedoel het nie. Ek dink hulle bedoel, hulle wil ten minste net presteer daar waar hulle is, hulle beste gee daar waar hulle is, en as hulle presteer, want jy het genoem, ons mik dalk vir 'n tweede plek, maar as ons eerste plek kry, awesome, verstaan, great, maar jy wil, en ek dink dit is die ding, is net om vir mense duidelikheid te gee, is, jy wil jou beste gee, en prestasie volg dit. Prestasie is die produk van uitnemendheid eintlik, as ek dit so kan stel. So, ek weet nie of wat eintlik 'n vraag of 'n stelling is nie, maar ek dink dit is 'n bietjie van albei. Ek wil aanlas by jou, want ek dink dit kom neer op kleiner doelwitte. Jy weet, 'n mens mik vir 'n presterende posisie, 'n eerste plek op 'n A-bond, maar mens moet realisties wees.
mens moet nog steeds balans kan handhaaf. Jy moet nog steeds kan jy weet dit beplan en kan meetbaar doen. Jy weet die ou smart tegniek. So 'n mens kan nie verwag dat enige skool of enige situasie dat jy onmiddellik kan spring van waar jy is tot op jy weet nommer 1 in die land nie. Dit is nie 'n moontlikheid nie. So mens moet binne jou vermoëns presteer. Uitnemend wees. So jy weet om te kan jouself forceer om te kan kom by dit wat jy die beste is. En om aan te las by die B-bond, A-bond situasie, jy weet, ons is tans B-bond. En ons is, ek wil nie sê ons is gemaklik nie, maar ek dink ons is in 'n milieu waar ons voel ons kan kompeterend wees. Maar die doel is nie noodwendig om daar te bly nie. Nee, okay. Ek dink éventueel die einddoelwit is om die beste te kan wees en om te kan presteer op enige vlak. Maar 'n mens moet tree vir tree, happie vir happie, stap vir stap. En op hierdie stadium dink ek is dit vir ons die belangrike ding, om binne ons konteks, ons mededingende skole wat in die B-bond is, jy weet, ek kan begin uitstaan en ek kan sê, maar ons is kompeterend. Ons kan 'n eerste plek op 'n B-bond vat. So ons doelwit is 'n tweede plek. Ek dink dit is waar ons kompeterend kan wees. En dan van daar af te groei. Maar kom ons kom eers daar. Dis waar ons nou is en dis waar ons wil eindig. En dan gaan ons die volgende tree veer. Mens moet ook nie onnoosel wees nie. Mens moet ook nie jou mikpunt te hoog stel en dit nooit behaal nie, want wat bereik jy dan? Niks nie. Ek stem saam en ek dink die ding is, kyk, vir ons het dit altyd sideline coaches genoem in rugby. Jy weet die ou wat op die paviljoen sit en hy weet meer as die coach. Maar die realiteit is, julle sien die kinders elke dag. Julle het te doen met hulle elke dag. Julle gee vir hulle skool, julle gee vir hulle sport. Juffrou het 'n paar spesiale koffies met 'n paar manne dalk, verstaan, daarso is ons sien nie dit nie. So ons is nie so betrokke en so ingestel op hoe die kinders in 'n natuurlike, as ek dit sou kan sê, in 'n natuurlike omgewing operate nie. Maar ons verwag van julle om die appels daarbo te pluk, maar op die stadium hang die appel nou laag, verstaan, en ek dink dis die ding, soos, dis maklik vir 'n ou om 'n sideline coach te wees en te sê, nee, maar Oeverkruin moet beter, of hulle moet dit kan doen, of hulle moet dat kan doen, so ek het begrip vir dit, en ek dink is net belangrik, is een van die, net om te sê, dis nie ons ultimate goal is om in die B-bond te bly nie. Dis net ons immediate goal in die volgende jaar of 2 is om tweede of eerste daar te kom. En dan, want ek dink, dis nou gemik of is op 'n spesifieke vraag en toe het ek vir hom gesê ek gaan hierdie gesprek met julle hê, so ek sal vra daaroor. Maar ek wil nie te lank vashaak by sport nie. Ek weet nie of juffrou iets wil bylas. Ek wil tog iets ook, want jy weet, daar's maar altyd mos nou maar balans. Ons praat oor sport en ons weet dat 'n skool bestaan uit sport, kultuur, akademie, geloof, daar's mos nou 'n klomp komponente. Maar ek hou van dit wat Heinrich hier ook sê, dat jy weet waantoe jy werk. Dit help nie, ek kry 10% vir 'n toets. Nou roep ek jou in en ek sê, hoorie, jou volgende doelwit is om 80% te kry nie. Jy weet en ek weet, dit is leefwoorde daai. So, dis beter om van sukses kweek sukses. Jy kan baie maklik met te hoë doelwitte, te vinnig, te veel, kan jy ook breek, jy kan skade doen daarmee. So dis baie makliker om te sê, hoorie ou, jy kry nou 10% vir hierdie toets, kom ons mik volgende keer, en 15% is definitief nie 'n goeie mikpunt nie, maar is 5% beter as wat jy gedoen het. En net die gevoel van, hoorie, maar ek kon daai tree gegee het van 5%, maak my opgewonde om op die ou einde by 'n bepaalde doelwit uit te kan kom. Want ons moet onthou, maak nie saak in watse omgewing jy skool hou nie. 'n Skool bly 'n opvoedkundige instelling. Dit bly 'n opvoedkundige instelling. Ons moet op die ou einde burgers uitstuur daar buite. Ons wil nie net enkeloogige
mense uitstuur Ja. nie. So dis vir my baie beter om te sê, maar ons weet waartoe ons mik. Ons wil daai hoë appel wil ons gaan kry. Maar kom ons begin by die laer ene en ons stel realistiese doelwitte en ons maak seker dat jy wel by daai hoë doelwit op die ou einde kan uitkom. Jy weet, en soos jy pluk jy al hoe meer af. Presies. So ons mandjies op die ou en voller. Jy weet, 'n ou wat fokus net op die bo een, hy gaan net die bo een pluk. En hy mis Ek weet baie. nie of dit Nee, 100% jy mis. Ek sien soveel meer potensiaal in groei. Ja. Ek weet en jy het nou gepraat van ons sien die kinders dit doen en laat elke dag, maar jy sien die ontwikkeling, jy sien die groei, jy sien die doelwitstelling wat begin sukses kweek. So ek stem met juffrou 100%. Ek dink 'n groot bekommernis, as ek dit so kan stel. Ek weet nie of bekommernis die regte woord is nie, maar kom ons sê net vir argumentsonthaalwe 'n bekommernis van die publiek, van die mense wat kyk na die skool van buite af, is dat hulle nie weet wat julle planne is nie. En daarom het ons hierdie gesprek. Ja, verseker. So dis 'n goeie ding. Maar ek dink so dis goed om te weet presies wat jy beoog. En ek weet dis moeilik. Ek weet jy vertel ook nie, jy weet jy gaan ook nou nie elke week op sosiale media gaan en sê luister hier, dis ons plan vir die volgende 5 jaar nie. En daar is geleenthede om dit te deel, maar soos ek sê, elke week op sosiale media is nie die tyd en die plek om dit te doen nie. En ek dink dit is partykeer moeiliker vir 'n skool in julle situasie wat 'n groei, kom ons sê 'n ontwikkelende skool is, om dit uit te, jy weet, daar buite te sit en om die beeld te skep dat julle doelgerig iewers heen op pad is. Ja, verseker. Want jy kyk, kom ons vat Affies as 'n voorbeeld. Jy kyk vir Affies en jy weet net hulle is op pad iewers heen. As gevolg van dis Affies. Verstaan jy? Ja, Dit dis 'n daar's maar bepaalde net kultuur. natuurlik, soos juffrou nou sê, dis 'n goeie opsomming van dit. Maar vir 'n skool soos Oeverkruin wat nou eintlik in 'n nuwe fase is, 'n onbekende fase, nie dalk nie vir julle nie, maar vir die mense wat van buite af binne toe kyk. En soos hoe kommunikeer jy daai aan 'n publiek wat eintlik half met 'n voorafgestelde idee na die skool kyk? Ja. Ek Heinrich, jy kan invul daar. Nommer 1 dink ek net, jy weet, ek bedoel Oeverkruin is 52 jaar oud hierdie jaar. En elke leerder in ons skool, elke onderwyser, en ek dink ook ons ouers wat reeds binne in die skool is, weet dat ons dryf die doelwit in hierdie skool. Ja. Dat dit moet 'n skool wees in die gemeenskap waarop jy trots kan wees, waarin enige ouer die volgende 100 jaar, die volgende 200 jaar sy kind met vrymoedigheid kan insit, met die doel om die beste opvoeding, die beste onderrig, het sy akademies, kultuur, sportgerig te kan kry, soos wat ek aan die begin gesê het, om 'n kind uit te kan stuur in Suid-Afrika en om sy merk in Suid-Afrika te gaan maak. Ja. Dis vir ons belangrik. So ons is definitief 'n toekomsgerigte skool. Yes. Ons kyk nie teen 'n muur vas nie. Ons kyk ver, soos wat ons lese duidelik sê. En dit gaan so bly. Maar ek dink dit is belangrik en dit is presies Adrian wat jy sê, jy weet jy ry verby 'n bepaalde gebou. En 'n gebou raak vir party mense die skool. Maar dit is nie die skool nie. Die hart van die skool lê binne in sy mense. En jy kom nie in daai gebou in om die hart van die mense raak te sien nie, en daarom weet jy nie wat daar aangaan nie. Ja. So, dis vir my belangrik dat die gemeenskap moet wees, dat ons toekomsvisie is, dat ons bly ver kyk, ons gaan 'n kompeterende skool, sal ons altyd bly, ons gaan altyd vir die eerste plek gaan, maar dit is ook belangrik om te weet dat ons onsself sien as 'n skool wat ontwikkel in 'n breë reënboognasie binne in Suid-Afrika. Ja. Dit gaan ons nie wegsteek van 'n gemeenskap nie. Ons is 'n parallel medium skool, maar ek dink mense is baie oningelig oor wat is 'n parallel medium skool, en ek het toevallig nou met 'n dame gepraat, wie se seun nou van Mosambiek af by my gaan kom inskryf, nou die 3de kwartaal. En sy was gister verstom geweest toe ek vir haar verduidelik, hoorie maar
'n parallel medium skool beteken jy het letterlik 2 skole onder een dak. Ja. Dis soos 2 parallelle bane wat langs mekaar loop. Ja. Jy het 'n Engelse skool en jy het 'n Afrikaanse skool Ja. onder een dak. Yes. En dan het jy daai selfde skool wat buite mekaar met mekaar lekker sosialiseer ook. Maar as jy Afrikaans is jy Afrikaans en jy kry in Afrikaans 100% skool. Ja. As jy Engels is, kry jy 100% in Engels kry jy skool. Ja. Maar as jy buite rond beweeg en jy gaan speel rugby of jy speel netbal, dan gaan jy op daai veld gaan jy die bal in Engels en in Afrikaans gaan jy ontvang. Ja. En sy was verstom, sy het nie geweet dit bestaan in Pretoria nie. Sy het letterlik gedink, hoorie, maar jy kry 100% net Engelse skole en jy kry net Afrikaanse skole. Ja. Sy het dit soos 'n wonderwerk beleef. Ja. Toe ek dit nou vir haar verduidelik het. Sure. En hierdie kind, ek het vir hom dadelik met 'n jaarboek uitgereik en hy was so geïnteresseerd in die konsep eintlik. So ons waantoe is ons op pad, definitief toekomsgerig, Ja. definitief om 'n gemeenskap te dien Ja. en om 'n gemeenskap sterk te dien Ja. en om 'n gemeenskap positief met resultate te dien. Ja. Dis hoe ek dit sien. Ek weet nie Heinrich wat jy kan daarmee byvoeg. So ek wil weer eens terugkom na daai konsep van prestasie en kompeterend wees. Een ding wat vir my nou nogal baie belangrik is en wat mense nie verstaan nie, is dat om presterend te wees op skool is een ding en dit is fantasties want sukses kweek sukses en dis 100%. Maar as ons gaan kyk na ouens se deelname na skool, is dit maar 3%. 3% van mense wat nog na skool wil deelneem aan 'n rugby, aan 'n netbal, aan 'n hokkie. Weet so, ek dink ook is nodig dat mense die perspektief rondom dit raak sien. Ja. Weet, wat is ons einddoel? Ja. Ons doelwit en my sukses word nie bepaal deur noodwendig wat ek hierdie jaar presteer het nie. My doelwit is ook gerig op hoeveel ofies kom terug want hulle wil kom help afrig. Ja. Hoeveel ofies is nog deel van 'n hokkiespan iewers. Ja. Hoeveel is nou skeieregters of doen nog rugby. Of is op een of ander manier betrokke by een of ander aktiwiteit wat hy op skool gedoen het. Deelnemend, kompeterend of presterend, dit maak nie saak nie, maar die hoeveelheid mense, dit is waar sukses vir my lê. Jy weet, so jy is regtig besig om mense te invest of in mense te invest om deel te word van 'n gemeenskap. Yes. Dis nie net iemand wat wil presteer om sy eie sak vol te maak nie. Weet jy, nou is regtig vir my nog 'n krisis rondom dit, want baie ouens wil eendag 'n dokter word om homself te dien. En ek dink dis juist waar Oeverkruin anders is. Jy weet, ons is absoluut gefokus om die nasie, om die gemeenskap, om ons publiek te dien. En om mense te skep wat dit ook verder gaan vat. So ek dink dit is maar vir my 'n ding wat vir my belangrik is en ek stem met jou saam. Ek dink nie die mense daar buite weet wat dit beteken nie. Ek wil my kind in 'n goeie skool sit en dis reg. Sit jou kind in 'n baie goeie skool. Geef vir hom die geleentheid om SA's te gaan hardloop. 100%. Maar maak seker as ek dit doen, ten watter koste doen ek dit? Ja. Wat is die rede daarvoor? Ja. En wat gaan my kind na skool doen? Gaan hy aan met atletiek? Gaan hy aan met sy sport? Gaan hy aan met sy akademiese vak waarna hy so goed presteer het? Of is dit dan heeltemal tot niet? Ja. En ek dink dit is vir my 'n belangrike punt, jy weet dat mense heeltemal mis. Oeverkruin is gefokus op die dien van 'n gemeenskap. Ja. En die bou van 'n ek wil amper sê koninkryk, maar ja, vir ons samelewing. Ek hou van dit. Ek weet julle kan nou nie praat oor die noodwendig in opinies lewer op die motiewe van ouers nie. Dit is nie wat julle moet doen nie, maar ek sal dit doen want ek is 'n ouer en ek kan julle aanspreek. En ek dink baie keer is dit maar 'n ongelukkige ouer wil sy drome uitleef deur sy kind en daarom is ek dalk in my geval as ek nou na myself kyk, is ek dalk ongelukkig dat ek nie affies toe gegaan het soos my pa wou gehad het ek moes nie. En ek het toe nou nie die Bloubol en die Springbok geword soos wat ek gedroom het ek gaan word nie. En nou is ek soos okay, maar nou het ek 2 seuns, een van hulle dalk en dan is dit soos ek sit hom in affies want hy het die beste kans om 'n Bloubol te word of om 'n Springbok te word of om 'n Titan wat ook al die cricketspan
ek weet nie eers wat se cricketspan se naam nou nie, die Capitals, wat Pretoria Capitals of wat ook al. Maar ja, ek dink dit is ongelukkig die realiteit daarvan en ek dink ons baie min ouers wat dit sal erken dat hulle drome nog steeds uitleef deur hulle kinders, want meeste van ons ouers het dit gedoen en ons is daai wat generasie wat sê ek sal nooit doen wat my pa gedoen het, maar ons doen eintlik maar presies dieselfde as wat ons ouers gedoen het. En vir my is dit nou soos en dis hoekom ek nou daai punt gemaak het, en ons gaan nou in spesifieke vrae gaan wat ek nog nie eens by uitgekom het nie, maar hoekom ek daai punt nou gemaak het van julle ken die kinders. Want ek ken my kinders. Ek ken my 3 kinders. Ek weet wat hulle potensiaal is. Ek weet wat hulle vermoëns is, maar ek weet ook dat die manier hoe hulle self uitleef is nog nie in lyn met hulle potensiaal nie. En mense moet begrip hê vir dit. Ek kan sien byvoorbeeld my oudste seun kan 'n wonderlike rugby speler wees. Hy het al die talent, maar sy belangstelling is nie daar nie. En nou moet ek vrede maak, of weet wat een van die moeilikste dinge nog ooit in my lewe was, maar ek moet vrede maak om mee en ek moet besluit, okay, gaan ek my kind beskadig deur om te forceer om rugby te speel, en ek en jy het hierdie gesprek op die toer gehad so vinnig. Julle, sy seun en my seun speel saam in dieselfde rugby span. Ja, seker nie toevallig nie, maar ja, net 'n fun fact vir julle. En of gaan nou kom ondersteun en vir hom sê, gee net jou beste. En dis waar uitnemendheid vir my kom. Gee net jou beste. Dis al wat ek nou van jou verwag. En jou beste is nie dalk wat ek dink jy kan doen nou nie. Jou beste is net wat jy glo jy kan doen, want dit gaan gekoppeld en gepaard met jou selfvertroue en al daai dinge. Adrian, wat wil vir jou, jy weet wat nou sê oor die ding van, ek weet, want dit is die skool se kultuur, as ek my kind na hierdie bepaalde skool toe stuur, is die waarskynlikheid baie groter dat hy 'n Springbok rugby speler kan word, want ons weet hoeveel is deur daai bepaalde skole opgelewer. Ja. Maar dit is wat so interessant is, juis by ons skool, omdat jy dieselfde geleenthede het. Jy het rugby, jy het netbal, jy het atletiek. Daar het ons het nou 3 atlete gehad wat SA's toe is. Ongelukkig gesê SA's vir die eerste keer in die geskiedenis omtrent nou bietjie uitgestel. Maar ek bedoel dit is nou op 'n ander punt van ons hoef nie daarop in te gaan nie, maar dit kom maar die feit is ons het 3 SA atlete. Dis wonderlik. En dan het ons en dit is waar geleentheid so groot inkom ook. Dan sit ons met 'n leerder met die naam van Enzo Esbach. Jy weet daai mannetjie swem en hy doen atletiek en hy het nou by die SASAPD wat hy nou deelgeneem het en as hy nie begin deelneem het in 'n skool soos Oeverkry nie, was hy vandag nie 'n SA kampioen nie. Daai man het nou onder 20, hy's maar graad 11. Hy het nou onder 20, het hy gehardloop in die 800 meter, 1500 meter, 3000 meter. Hy het 3 goue medaljes ingeoes. Hy het 3 rekords het hy opgestel daar onder 20. Daai laaitjie is nou maar in graad 11. Hy het 5 items het hy geswem. Hy het in 5 items het hy in daai afdeling het hy silwermedaljes het hy verower. As daai ou nie in Oeverkry was nie, het niemand hom raak gesien nie. Want dit was by 'n doodgewone swem interhoor in die seebond op daai stadium waar Enzo eintlik raak gesien is en waar die bal aan die rol gekom het. So die kind het ook die geleentheid uit 'n skool soos Hoërskool Oeverkry. Ons het hoeveel blou bulle Heinrich? 10, 11 blou rugby spelers. En wat ek glo uit daai ouens gaan ons nog Springbokke gaan ons sien kom. So ek's baie opgewonde om hulle ek hou duim vas. Nee, self. Maar ek wil aanlas by jou, weet in daai selfde konsep is die gevoel van 'n ouer, ek moet die beste geleentheid vir my kind gee. Jy is nie die enigste een nie. Jy weet, ek gaan weer die voorbeeld gebruik. SA derde plek of SA's derde plek, jy weet 100, 200 meter atleet. Ouers voel sy moet affies toe gaan of Menlo of wat ook al die geval mag wees. Kom daar en besef maar nommer 2, 3 en 4 is ook hier. Net een kan interhoor hardloop.
So wie van hierdie 4 gaan nou die uitskieter wees? Jy bly maar net nog 'n nommer, jy weet. Waar as jy in 'n ander skool die geleentheid en ek bedoel elke skool gee die geleentheid om te kan deelneem. Afrigters is wêreldwyd beskikbaar en ek bedoel is geleenthede op jou deur se stoep om raak gesien te word, om dieselfde hoeveelheid jy weet professionele afrigting te ontvang. En hier kan jy raak gesien word en jy kan interhoor deelneem. Jy kan ook SA's toe gaan. Jy kan ook nommer 1 wees in wat ook al jy wil bereik. Weet ek dink baie keer mense mis daai punt ook. Jy weet so jy gee die beste geleentheid, maar ten watter koste? Gaan dit regtig die geleentheid wees? I don't know. So ek dink baie keer is dit ook vir my en ek stem met juffrou saam. Oeverkruin het geleenthede. Oeverkruin bied geleenthede om blou bulle te kry. Ons het nou 4 onder 16 meisies wat gekies is vir Nolden's hokkie spelers. Jy weet so dit groei en die geleenthede is daar. Ons is visible, ons is gesien. Almal weet van Oeverkruin se rugby spelers. Almal weet van die hokkie wat groei. En ek kan al die sportsoorte opneem wat besig is om opslae te lewer. So dis nie nodig om weg te hardloop of na ander geleenthede te gaan soek nie. Hier is. Jy gaan raak gesien word. Dit is op die einde wat jy daarvan maak. En ek dink baie keer, ek wil dit dalk ook noem is, ek dink baie keer mense verwag 'n skool met 'n sekere prestasie bereik, maar hulle besef nie wat is die invloed van leerders waarmee ons werk nie. Jy is dalk 'n SA kampioen. Maar ons het nie SA kampioene by Oeverkruin, kom ons noem dit so. Maar jy is nie hier nie. As jy hier was, het ons 'n SA kampioen gehad, want jy is hier. Jy maak die verskil. Dis nie Oeverkruin nie, dis jy. Dis soos 'n kerk se gebou. Mense in die kerk is eintlik wat dit maak werk. En jy kan deel wees van 'n gemeenskap, jy kan deel wees van 'n groter prentjie as net jouself. Ek hou van wat jy sê en ek dink dis 'n baie goeie punt en dit vloei eintlik mooi in my vraag is op die stadium is die skool, as ek reg verstaan, 60% Engels en 40% Afrikaans min of meer. En ek dink kom ons praat bietjie daaroor want 'n groot rede is bloot net dat ouers nie hulle kinders of hulle kinders uit die gemeenskap uitvat en na 'n ooste skool toe gaan of weet wat ek wil nou nie name noem nie in hierdie geval nie, maar ons weet dit gebeur en dis fyn. Ek meen die punt is nie dat daai skole ons kinders steel nie. Die punt is dat ons ouers kies om die area te ontneem van die kind. Presies. En ek dink dit is 'n belangrike ding want vandat Oeverkruin bestaan. My ma was in die 2de matriekgroep in die skool. Soos ons is eintlik ook 'n generational oofie gesin, maar vanaf daai skool bestaan is dit op alle vlakke 'n baie goeie gebalanseerde skool. Ons is nog altyd presterend in akademie, sport definitief. Toe ek op skool was, het ons baie goed gedoen op alle vlakke en dis nie dat die skool agteruit gegaan het nie. Dis eintlik dat die gemeenskap verswak het as gevolg van 'n goeie kind, soos jy nou sê, wat 'n SA atleet kon gewees het by Oeverkruin, sit nou in 'n skool waar hy of sy dalk 3de of 4de plek kry. En nooit SA's toe gaan nie al. En as sy nou dalk SA's toe gaan, dan kry sy dalk 'n 3de of 4de plek by SA's, maar sy word ontneem as gevolg van die kompetisie in haar skool. Dis nie dat sy nie goed genoeg is nie, dis net dat sy net kort skiet in haar skool. En ek dink dis 'n belangrike ding. So kom ons praat 'n bietjie daaroor want ek dink juffrou, julle het 'n doel om daai getalle bietjie om te swaai. Verseker. Ons moet onthou wat het ons net nou gesê. Ons is 'n parallel medium skool. Dit gaan nie teruggedraai word nie. Parallel vir my beteken langs mekaar. Die een is nie belangriker as die ander een nie. En soos jy tereg gesê het, Adrian, tans is die statistiek soos wat jy dit daar gegee het. So wat is ons doel? Is dat ons wil daai 2 lyne gelyk trek. Jy wil nie dat die een taal 'n ander taal begin oorskry nie. Dit gaan
dat jy wil dan nou 50% kom ons sê Engels en 50% Afrikaans wil jy kan bly, want dan kan ons by mekaar kan ons mos nou leer. Yes. En dit is so ek glo dit is, jy weet, baie aanvullend vir ons kinders ook vir die tersiêre inrigtings en natuurlik ook vir die omgewing waarin hulle moet gaan werk. En ek dink dit is een van die persepsies wat daar buitekant rond begin gaan dat hoor jy, maar Oeverkruin is besig om 'n Engelse skool te word. Dit is totaal en al ontbloot van die waarheid. Ons is 100% 'n Afrikaanse skool binne in die Afrikaanse been. Yes. Al wat verskil is, ons berei ons kind vir die toekoms voor. En ek dink dit is wat ongelukkig gebeur het, is dat ons ouers, en jy het dit genoem ook, dat my ouer het besluit om my kind te beskerm teen een of ander gevaar, wat ek nie weet wat die gevaar se naam is nie. En daarom het ek my kind na die ooste toe, of waarheen ook toe te gevat, en soos wat Heinrich genoem het, jy moet onthou teen watter prys. Ja. Want jou beste skool bly altyd jou naaste skool. Want jy wil eintlik hê jou kind moet, jy weet, as die skoolklok 2 uur lui, moet hy gou-gou, jy weet, daarom 'n broodjie gaan eet en dan moet hy kan terugkom op die sportveld of so. Nou hoe vat jy jou kind, kom ons sê jou huis was direk langs my skool. Nou vat jy jou kind, ek gaan nou maar die ooste gebruik, nou maar net terwille van die voorbeeld. En daai kind moet al vanoggend 6:30 moet hy op 'n bussie moet hy al gaan klim. Vanaand kom hy eers 7:00 weer met 'n bussie by die huis in. Op die ou einde maak jy jou kind moeg. Ja. So ek dink net as ons 'n blokverskywing kan terugkry, dat ons ouers moet weet, jy het niks om te vrees nie. By ons is elke kind nommer 1. Yes. Dit bly so, dit was nog altyd 'n deel van ons, ek wil amper sê motto, dat die kind is by Oeverkruin nommer 1. Ons tweede motto was nog altyd gewees, ons werk as 'n span saam. Yes. En niks het verander wat dit betref nie. So as ons kan ons ouers net weer kan oortuig om te sê, waarvoor vrees jy? Daar is niemand in daai skool of 'n onderwyser wat nie opreg belangstel in die kind se wel en wee en hom by sy potensiaal uit te kan bring nie. En as ons dit kan regkry, dan bring ons daai getal terug en jy bring jou eie gemeenskap terug waar hulle ook hoor. En dan bring ons die balans weer 'n keer terug. So ons moet die vrees wat ongegrond is wegvat. Ons moet begin besef dat ons berei 'n nasie voor wat 'n bydrae in Suid-Afrika moet maak, waar ons almal graag wil bly op die ou einde. As jy kyk hoeveel kinders jy weet emigreer en dan na 7 jaar kom hulle nou terug. Daar's 'n rede hoekom hulle terugkom. Ons maak net ons kinders dalk bietjie vroeër ryp dat hulle nie hoef te emigreer nie. Ek hou van dit. En ek het op hierdie ding en dit is nou op 'n so bietjie dalk bietjie meer van 'n geestelike noot. Het ek nogal lank gestoei met hierdie idee van as jy weet groei waar jy geplant is en al daai goeders. En ek het so 'n bietjie gestoei met dit. En as jy nou na Bybelse voorbeelde kyk, dan is dit nie noodwendig 'n Bybelse verwysing dat jy moet bly waar jy gebore is nie. Nee, verseker nie. Maar ek voel verseker in hierdie opsig en dit is 'n persoonlike oortuiging wat ek gekry het dat die Here my hier gesit het vir 'n rede. En solank as wat ek hier is, moet ek uitnemendheid uitleef, my beste doen in alles wat ek doen en my gemeenskap bedien. En dit is die een van die groot doelwitte van die Hansman Show se begin en se ontstaan is om die gemeenskap te versterk, om mans weer te bemoedig om hulle rolle in te Baie neem belangrik. en goeie mans en paas te wees, want as jy dit kan doen, as jy goeie mans en paas weer kan vestig in die huishouding, dan gaan ons beter gesinne, beter gemeenskap, beter diens, beter, net alles gaan verbeter, veiligheid gaan verbeter, verstaan, skole gaan versterk, ondersteuning gaan verbeter. Dit gaan net 'n globale verbetering wees. Nou dink ek so ontneem jy nou en
ek het begrip vir 'n ou wat sy kind in affie sit. Ek gaan dit nou noem. Dit is nie hulle nie, dis ek. Ek het begrip vir 'n ou wat sy kind in affie sit en ek het begrip vir 'n ou wat sy kind in Menlo sit. Dit het gebeur toe ek op skool was ook. Baie van my pelle uit Magalieskryn Laerskool is affies toe en jy weet na Waterkloof toe, na die goeie skole toe. En ek was Oeverkruin toe. En ons het teen affies gespeel en ons het met 3 punte verloor. En ek was in Oeverkruin, verstaan, dit was die swak skool daai tyd volgens hulle. Ja. Maar die punt wat ek wil maak is, die tyd wat meeste van die talentvolle kinders, en ek praat nie net op sportvlak nie, ek praat van akademie, kultuur, en sport, toe die kinders van die gemeenskap, want ons het 'n verskriklike sterk gemeenskap, ons het ongelooflike talent in die noorde, uit Stefanusroos, Magalieskryn, die Poort, Wonderboom, Daniëland selfs, hier is ongelooflike talentvolle kinders, nou kan jy net imagine, kan jy jouself net indink, en dis eintlik vir julle wat ek hierdie sê, is kan jy jouself net indink, as daai kinders, en dit hoef nie noodwendig net Oeverkruin toe te wees nie, maar kom ons sê, al daai kinders split en helfte van hulle gaan Oeverkruin toe en helfte van hulle gaan Montana toe, hoe sterk hierdie 2 hoërskole gaan wees. En dit hoef nie noodwendig, ek praat nie nou net oor die wit kinders en die Afrikaanse kinders nie. Ek praat van almal, die omgewingse kinders, ons het hierdie ongelooflike sterk kids, maar 90 of 80, ek sal so ver gaan as om te sê, seker 80% van die talentvolle, die hoë appels, die cream of the crop, gaan nou ooste toe om skool te gaan daar. Maar ekskuus gou Adrian, net gou op daai punt. Ek hou van wat jy sê van imagine, en jou woorde was nou gewees, dit gaan nie oor die Afrikaanse kind nie, dit gaan nie oor die wit kind nie. Dis presies waaroor dit gaan. Dit gaan oor die gemeenskap. Die gemeenskap. En ons moet ons sterk appels wat uitgevoer word tans. Ja. Daai appels moet ons hierso kan hou. Met ander woorde, ons moet ons gemeenskap binne in ons gemeenskap moet ons behou. Ongeag kleur, taal of dan nou ras. Op die ou einde moet jy onthou dat elke skool het 'n bepaalde kultuur. En dit hang af hoe jy daai kultuur vestig en waar kom die kultuur uit, wat word daai kultuur eintlik dan nou opgemaak. En dit is wat by ons die geval is. Ek bedoel, ons is nie net Oeverkruin nie. Ons is 'n Oefie gemeenskap. Ons dien 'n Oefie kultuur. Ja. En ek wil vir jou uitdaag om by enige van my 1188 kinders in te klap en vir hulle te vra, maar wat is die Oefie kultuur? Dan gaan hulle vir jou verduidelik. Juffrou, maar dit kom uit, ons almal koop in dieselfde waarde. En ons het net 'n bietjie gepraat oor, maar wat beteken die woord value? Dat dit uit etiek uitkom. Omdat ons almal daarin inkoop, maak dit een karakter. En dan bedoel as jy is karakterwys in die lewe, dan kan jy opstaan en jy kan bietjie begin spiere wys. En dit is wat ons besig is om te doen, want ons is besig om karakter te wys. En omdat ons in een karakter optree, kan ons nou sê, weet jy, dit maak nie vir ons saak of jy pink, pers of wat is nie, solank jy in die Oefie kultuur inpas. En daarmee wil ons 'n gemeenskap op die ou einde behou en die gemeenskap ook binne in die gemeenskap behou en sterker maak. Ek dink dis 'n baie goeie opsomming, juffrou, van eintlik die hele gesprek is, en dit wys met die hart van die skool. En kom ek verwys nie na Oeverkruin as die man wat geslaan is en langs die pad lê nie. Ek wil eintlik meer fokus op die mense wat verby die gelykenis in die Bybel van die barmhartige Samaritaan. So moet my nie verkeerd verstaan nie. Ek sê nie Oeverkruin is die man wat langs die pad lê en bloei nie, maar ek wil meer verwys na ons is die ouens wat verbyloop en niks doen nie. En ek dink dis die ding is, gaan ons stop en help in ons gemeenskap of gaan ons verbyloop en aangaan met ons dag? En ek dink dit is vir my nogal belangrik. Ek dink ons het alles gedek. Heel natuurlik het ons alles gedek wat my vrae behels het.
Maar ek wil graag afsluit deur te sê, ons het die geleentheid om die gemeenskap te versterk. En ek weet wat se geleentheid dit is, want ek was die ou wat toe ek vir die bulle gewerk het, wat na 'n skool toe gaan wat 100% uitmekaar uitgeval het, en dan moet ons hierdie ouens nou probeer om te herbou. En ek praat nou net in terme van die rugbyprogram. En die skole wat ingekoop het in die plan, het ongelooflike uitstekende resultate beleef. En die ouens wat nie ingekoop het nie, net gelukkig was met hulle situasie, het net erger en verswak. En ek dink dis die ding wat ek sien by Oeverkruin is, julle is nie gelukkig met die situasie in terme van hoe die gemeenskap die skool aanskou nie. Julle is eintlik gesond, maar ons sien dit nie. Die gemeenskap sien nie die gesonde, die gemeenskap sien dalk nog die ou wat langs die pad lê en bloei. Maar eintlik is die ou nie, hy bloei nie, hy is eintlik fine en hy's gesond. En ek dink dit is belangrik om ek wil dit graag noem vir mense is, julle doel is nie noodwendig om die skool is eintlik klaar gesond. En is klaar in 'n plek waar julle uitnemendheid uitleef. Ons sien dit net nie. En julle doel is, sorry juffrou, ek wil dit net soos drive it home, is julle doel is om mense te laat verstaan. Ons is eintlik op die regte koers. Koop net in die visie. Verstaan, sorry. Ekskuus. Ons het ek gaan baie vinnig net vir jou dit ook. Ek dink jy het die boek ook gelees en ek het dit nou ook met die personeel 'n bietjie weer deurgegaan ook van wie het my kaas geskuif. Die verskil is net by Oeverkruin is ons bewus daarvan dat ons kaas geskuif was. Maar ons het intussen tyd, en dit sluit aan by jou van, dat baie mense weet dit dalk nie, maar ons het nie by die ou kaas gebly nie. Ons het absoluut gaan inklim, en ons het elke doolhoffie, het ons rond gaan skarrel, en ons het gaan soek na nuwe kaas. En ons het ons nuwe kaas het ons gevind. En ons het in oorvloed van daai kaas, het ons gevind. Maar, omdat ons saam met ons kaas geskuif het, is ons dink ek baie verder voor as sommige van die skole, omdat ons bewus is daarvan, jou kaas kan geskuif word in die lewe, jy moet voorbereid wees daarop. En ek kan sê Oeverkruin is. Ons is 'n gesonde familie, ons kaas is geskuif, ons skuif saam met die kaas. Ons gaan nie gevang word met stinkkaas op die verkeerde tyd op die verkeerde plek nie. Ons het die skoolgeld betaal. Ek hou daarvan. Ja, ek wil aanlas by dit wat jy gesê het en ek dink juffrou het nou die goeie grond geskep oor wie Oeverkruin is, maar ons as gemeenskap, en ek is ook 'n ouer wat moet kyk na waartoe my kind heen gaan. En jy het dit baie goed gestel. Ek wil 'n ander voorbeeld ook gebruik toe die Israeliete in ballingskap geneem was. Toe is die woord aan hulle ook gegee dat bou, plant, leef, maak beter, want die geluk, die positiwiteit in jou gemeenskap gaan jou positief maak. Jy weet, ons is so geneig om te sê, maar sekere goed is besig om agteruit te gaan. Maar wat doen ons? En ek dink dis waar ek wil een van ons pelle, dink ek, jy sal nou weet van wie ek praat, het gesê, be the change. Jy weet, dit het een ou gevat om 'n volk weer tot herlewing te bring. Dawid. Hy was die ou wat besluit het, hierdie mag wat voor my staan is nie groot genoeg nie. My God is groter. Ek kan 'n verskil maak deur om net, jy weet, in te koop en te besluit ek is deel hiervan. Ek gaan die verskil bring. En ek dink dis waar ons as gemeenskap ook moet besluit. Gaan ons toelaat dat ons gemeenskap, want op die oomblik is dit wat gebeur. As 'n skool se sukses afneem, neem die gemeenskap af. 100%. Jy weet, en dan val huispryse en parkies gaan agteruit en mense voel onveilig. En dit hoef nie so te wees nie, want ons kan die Dawid wees. Ons kan die verskil maak. Ons kan ingryp en 'n verskil maak. Ek wil 'n ander voorbeeld gebruik. Josef wat deur ek wil amper sê deur hel was. Moeilike omstandighede. En toe hy die geleentheid gegee was om nou deel te wees van die Egiptiese koninkryk, het hy weggehardloop? Of het hy besluit ek gaan hierdie
my plek maak. Ek maak dit deel van wie ek is. En ek bring my waardes, my geloof, my familie in. En dit was 'n suksesstorie. Jy weet, so ek dink daar's soveel meer as net ek moet besluit waar my kind moet gaan. Ja. Ek kan 'n verskil maak in die omgewing, ek kan 'n verskil maak in hoe my kind die lewe sien. Ja. Hoe die ander mense my kind sien en waar my kind op die einde gaan opeindig. Dis 'n doel, dis 'n doelbewuste keuse en jy het nou jy weet die Samaritaan die voorbeeld genoem. Jy weet as jy deur hierdie klein dorpies ry. En ek gaan dit hier noem, jy weet deur Sannieshof, 'n Dellerywil, 'n Koerman selfs. Jy weet dan jy raak koud in jou hart om te sien die agteruitgaan wat in daai plekke aan die gang is. En dan dat jy vir jouself afvra, maar waar begin jy om hierdie dorp weer reg te maak? En elke keer as ek daar deur ry, want ek is in Namibië en ek toer elke keer, jy weet, terug na my vaderland toe, dan sê my kop vir my, weet jy, die regte plek om hier te begin is om maak net die plek voor jouself reg. En dis presies wat ek verstaan by jou, Adrian. As jy verbyloop by 'n plek en jy wonder, dan moet jy dalk meer geïnteresseerd raak om betrokke te raak. Ja. En ek dink ons ouers het stout ook geraak. Ja. Omdat hulle so besig geraak het. Jy weet, tot en met laerskoolvlak is sy ouer ongelooflik betrokke by sy kind. Maar die oomblik as hy daai graad 8 geslaan het, dan laai hy vol baie ver, jy weet 100 meter van die skool af. En dit is wanneer ons ouers ook begin verloor om betrokke te begin raak. En as jy 'n onbetrokke ouer raak, dit is wanneer Sannieshof agteruit begin gaan. 100%. So charity begins at home. Yes. Jy moet maar jou sypaadjie moet jy voor jou huis moet jy in stand hou om op die ou einde seker te maak dat dit wat agter die sypaadjie ook gesond is. En dit sluit maar aan by dit wat jy sê ook. Raak betrokke. Raak net weer betrokke by jou kind. Al is hy 18 jaar oud, dit bly 'n kind. Hy's nog steeds in die skool, al is hy 18 jaar oud. Kyk na hom. En ek bedoel 'n skool aan die einde van die dag bestaan uit drie pilare uit. Dit is 'n ouer, dis 'n kind en dit is 'n onderwyser. En daai drie moet in mekaar kan haak. Jy kan nie hulle afsonderlik hou nie. Hulle moet 'n sirkel vorm. Ja. Anders te breek jy daai ek wil amper sê daai circle of love wat jy veronderstel is om te skep. Ek hou van dit. Nee, ek dink julle slaan die spyker op die kop en ek dink is belangrik vir mense om te besef, want toe juffrou nou praat oor die dorp en ek sal afsluit met hierdie gedagte is, die eerste ding wat ek gedink het is, die mense het weggehardloop daar, dis hoekom dit agteruit gegaan het. Die ouens wat daar was, het eerder gekies om groener weivelde te gaan soek en dit is presies wat in 'n gemeenskap gebeur en dit is wat juffrou sê. Wat eintlik hartseer is ons is baie vinnig om groener weivelde te gaan soek en in steede daarvan om net ons eie gras water te gee. En ek wil ook net sê op die punt van eintlik twee goeters vinnig om dit terug te bring na vir die doeleindes van Hansman is Jesus het vir sy disippels gesê om uit te gaan na alle nasies toe, maar voor hy dit gesê het hy gesê gaan eers na die streek van van Galilea, Judea, Israel en dan die uithoeke van die aarde. So hy het ook gesê begin by die huis. Begin by jou dorp, begin by jou area en dan vat jy die boodskap uit na die uithoeke van die wêreld toe. Jordan Peterson sê ons almal wil die wêreld gaan red, maar ons vergeet om ons eie kamers aan die kant te hou. En ek dink dit is 'n ander ding, soos maak net jou bed op. Hy sê dit eintlik, hy sê nou dit bietjie leliker as wat ek gaan sê, maar hy sê just clean your bloody room. Nee. Begin klein. Ja, begin klein. En Ernst van Sail was ook op 'n show, een van die spokesperson, ek weet nou nie wat is dit in Afrikaans nie, vir AfriForum het ook gesê, jy weet dit help nie, jy wil 'n woud skep. Jy weet, jy skep 'n woud deur een boom te plant. Jy kan nie 1000 bome gaan plant op een slag nie. Plant net eers jou boom en dan plant jy die volgende een en dan plant jy die volgende een en dan Consistency. Ja, exactly. So ja, ek's opgewonde man en oor wat julle doen en ek dink julle ingesteldheid is vir my baie meer belangriker as die visie wat julle het. Ek weet julle het 'n visie want
dit loop hand in hand met Ja. uitnemendheid. Jy kan nie jou beste gee sonder 'n plan nie. Presies. So ek dink mense moet en ek verwag ook nou nie van julle om blindelings te vertrou dat hulle 'n plan het sonder dat hulle dit vir julle kommunikeer nie, maar ons het dit nou vandag vir julle gekommunikeer. En my versoek is net as 'n ouer en 'n lid van die gemeenskap van Wonderboom, Magalieskryn wat ook al hierdie hele noord van die berg area is om te saai in jou gemeenskap en te kyk hoe jy 'n verskil kan maak. En as jy nog steeds nie vir Juffrou Haasbroek en vir meneer Enslin glo nie, reël 'n afspraak met hulle. Hulle is welkom om 'n afspraak met julle. Nee, ek sien so uit daarna want dit is so 'n mooi area om in te stap ook. Ek sê altyd jy weet, dit is die voordeel om 'n beampte by 'n tuis atletiekbyeenkoms te wees. Vir 8 ure het jy 'n pragtige uitsig. Ja. So kom loop rond. Ons het 'n lieflike skool en skoolterrein en ons hou daarvan om met ons skoolterrein te spog ook. So nee, hulle is baie welkom. Kyk, Oeverkruin is nog altyd een van die mooiste skole vir my. En as jy so op daai rugbyveld staan en jy sien die berg so in die agtergrond, dit is regtig 'n mooi, dit is 'n mooi plek, mooi skool. En ja, kom drink 'n koffie by Juffrou Haasbroek. Sy sal nie met julle raas nie. Toe maar ek gaan nie dit sê nie. Maar dit is lekker om 'n bietjie 'n hoof in my kantoor te hê. Gewoonlik was ek in die hoof se kantoor en dit is lekker om 'n bietjie 'n hoof in my kantoor te hê. Maar dankie dat julle kom kuier, dit Juffrou Heinrich, ek waardeer dit en as julle graag wil hê ons moet 'n opvolg doen of dalk 'n spesifieke gesprek hê oor ietsie of as julle vra het of enigiets, reik uit na ons toe. Ek sal Juffrou Haasbroek en meneer Enslin se kontakbesonderhede, die kantoor se besonderhede, alles wat hulle vir my kan gee, gaan ek hier onder in die video se description voetnota. Kom ek Afrikaans voetnota sit dat julle in kontak kan kom met hulle. Ja, reik uit julle, praat, vra. As enigiets. My deur is ook oop, so as julle iets spesifiek by my wil hoor, as julle welkom om dit te doen. Maar kom ons kyk waar gaan hierdie skool. Ek is opgewonde om te sien en ek dink hulle gaan baie mense verkeerd bewys.